Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here. Ons sing weer Psalm 149 as lofpsalm, waarna ons in gebed sal verenig. Hier ook asseblief. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand weer hier saam kan wees en saam kan luister na u woord. Dat ons saam daardeur ook kan groei en sterk kan word in ons geloof. Daarom is ons gebed vanaand dat u elkeen van ons ook deur die Heilige Gees so sal leer en sal lei, dat dit wat ons vanaand hier hoor, vir elkeen van ons ook troos sal bring, die troos wat daar is in Christus Jesus ons Here. Daardie wete dat ons aan u behoort, en dat daar niks is wat ons van u liefde kan skei nie, dat u self ook deur die Heilige Gees ons leer en lei. Ons bid ook dat u ons genadig sal wees en ons sonde sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanaand, broeders en susters, enkele gedeeltes uit 1 Korintiërs hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Daar in 1 Korintiërs 1 vers 18 staan daar geskryf: die boodskap van die kruis
Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Tot sover ons eerste skrifgedeelte, en dan gaan ons na hoofstuk 2 toe, en ons luister daarvan af vers 6. In aansluiting by dit wat Paulus hier oor die wysheid van God sê, staan hier tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat ryp is daarvoor, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voortbestem het, tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge dan aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Vanaand dan hierdie laaste gedagte, wie ken die gedagte van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Tot sover ons teksgedeelte. Kom ons sing nou eers saam Psalm 8 en ons sing daarvan saam vers 4, 5 en 6, waar daar gevra word, wat is die mens dan dat U hom gedenk het? Die mensekind wat U so ryk beskenk het? Met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om U troon. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplek inneem.
Vanaand, broeders en susters, juis omdat ons besig is met die Dordtse leerreëls, wil ek graag vir ons ietsie lees wat vir ons dalk gaan sê hoe belangrik dit vir ons is. By elke vergadering, klasses of 'n synode wat in die gereformeerde kerke gehou word daar voordat die vergadering kan begin, voordat daar besluite geneem word, 'n openlike verklaring voorgehou. En almal wat teenwoordig is, word dan gevra om hulle instemming daarmee te betoon deur vir 'n oomblik op te staan. Nou is belangrik om te weet dat hierdie verklaring in die eerste plek gaan oor God en ons sê dan daarin ons glo van harte in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees wat hom in sy woord openbaar. En dan die tweede punt, ons glo dat Jesus Christus die enigste hoof van die kerk is en dat hy sy kerk deur sy woord en gees regeer. Dan die derde een is belangrik, ons aanvaar met ons hele hart en 'n goeie gewete die 3 formuliere van eenheid wat deur die Dordtse synode van 16, 18, 19 as belydenis aanvaar is. En dis dan ons 3 belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismes, Nederlandse geloofsbelydenis en die Dordtse leerreëls, wat ook by hierdie Dordtse synode opgestel is, waarmee ons nou besig is. En dan sê ons ook in een van die ander punte, in ons manier van erediens hou ons liturgie. Ons aanvaar die erediens, die liturgiese beginsels en riglyne, vasgestel deur die synode van Dordrecht. En ook die kerkorde wat deur die synode van Dordrecht 16, 18 en 19 aanvaar is en deur ons eie synode gewysig is. Maar ek hoop jy het dit gehoor nou. Die herhaling daarvan, keer op keer die Dordtse synode van 16, 18, 16, 19, die Dordtse leerreëls. Al daardie goed wat vir ons sê dat dit waarmee ons besig is, baie belangrik is vir ons as gereformeerde gelowiges. En nou moet ons onthou, 16, 18, 16, 19 was die beoefening van wetenskap soos ons dit vandag ken nog maar klein en primitief eintlik. Geleerde mense was min gewees en skool en selfs naskoolse opleiding was moeilik vir mense om te bekom in daardie tyd. Vandag leef ons in 'n wêreld wat anders lyk met die wetenskap. Ons lewe in 'n wêreld waarvan ons baie meer weet as wat mense daardie tyd van die wêreld geweet het. Dink 'n bietjie daaroor, die sterre en die planete. Selfs dit is al verken. Die aarde se diepste binnekant, die lig wat ons inasem, die menslike liggaam in die fynste detail ontleed. Selfs 'n atoom wat al opgebreek word. En dan praat ons nie eers van al die ander goed soos selfone en rekenaars en inligtingstegnologie, hoe dit 'n mens se lewe verander het nie. Dis eintlik wonderlik as mens daaraan dink, dat dit waarvan ons nou in Psalm 8 gesing het, die mens wil amper sê die briljansie wat die mens het, verstom jou as jy sien al die goeters wat ons weet, al die goed wat die wetenskap al vir ons uitgedink het. Maar dis juis hierdie, kom ons noem dit slimmigheid of hierdie kennis of aardse wysheid. En so het ons dit vanoggend ook gesien, wat maak dat mense God bevraagteken. Die wetenskap sê so en daarom glo ons nie meer nie. Iemand het dit pragtig opgesom, hy het geskryf, knowing all this about God's work, however, we know little about God. Ons weet al hierdie goed oor die skepping, oor al die goed wat God geskaap het. Ons weet al hierdie goed oor onsself. Maar ons weet so min oor die Skepper self. Ons het al hierdie kennis opgebou, maar dan is daar 'n gebrek aan kennis van die Skepper. En dan bevraagteken mense God in wat Paulus in Korintiërs noem die wysheid van die heersers van hierdie wêreld.
Nou, ons het dit so 2 weke terug gehoor, toe Paulus in Athene was, toe het hy ook met dit te doen gekry, en hy het met hulle in 'n debat betrokke geraak, die bekende filosowe van sy tyd, die geleerdes van die antieke wêreld. Daar het hy in die volheid daarmee te doen gekry. En juis na sy besoek in Athene, dan skryf hy dan hierdie brief vir die mense in Korintiërs, en dan sê hy vir hulle, dis die wysheid van die heersers van hierdie wêreld, waarvoor 'n mens versigtig moet wees. Want daardie heerlikheid waarmee God ons geskaap het, die heerlikheid wat God ons beskenk het, soos Psalm 8 dit ook sê, daardie heerskappy wat ons oor die skepping het, daardie kennis wat ons van die skepping het, dat ons alles kan hiet en gebied. Die ongeluk is dat ons juis dit gebruik en vergeet waar dit vandaan kom. Dat hierdie heerskappy kom van God af. En daarom, omdat ons dit vergeet, gebeur dit so maklik dat mense aan God raad wil gee. Aan God wil raad gee. Raad gee spesifiek oor wat die manier is hoe hy die skepping nie net moet hanteer nie, maar ook in besonder die mensdom moet hanteer. En dis juis hierdie verwaandheid van die mens wat ook uitdrukking vind in die manier hoe ons met die uitverkiesing omgaan. Dis so erg vandag, broeders en susters, dat mense besware opper teen God se besluit om ons te red en ander verlore te laat gaan. En die redenasies ken ons ook goed. As God 'n God van liefde is, sal God mos nie. As God almagtig is, waarom het God nie die sonde gekeer nie? So kan 'n mens maar aangaan. Selfs binne kerke kom dit na vore. Gaan kyk 'n bietjie in die wêreldse kerke vandag waar homoseksualiteit aanvaar word. Gaan kyk hoe redeneer daardie mense. Hulle sê maklik, maar ek is so omdat God my so gemaak het. Alles is so omdat God dit so veroorsaak het. Dis juist die probleem, broers en susters, met al hierdie, noem dit maar slim redenasies, al hierdie debatte wat gevoer word 'n baie belangrike stukkie inligting nooit in ag geneem nie. Die woorde van Paulus in ons kernvers: wie ken die gedagtes van die Here? Die Here wat vir ons ook gesê het, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En hoor hoe mooi beskryf Paulus dit in vers 7. Hy sê, wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het, tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. Met ander woorde, met al die wetenskaplike ontwikkeling, al die tegnologiese vooruitgang, is die verstaan en die kennis van God se raad nie moontlik nie. Want die sleutel daarin om God te leer ken, lê nie net in die bestudering van die skepping nie, maar dis 'n gawe van God. En Paulus beklemtoon dit in die gedeelte. Dis nie iets wat jy van self het nie, dis iets wat God vir jou gegee het. Jy kan so slim wees soos die houtjie van die galg, maar as God dit nie vir jou gee nie, het jy dit nie. En dis waar die verskil het tussen die wat uitverkiesing kan bely en die wat dit kan bevraagteken. As jy dit bely, het God die kennis vir jou gegee. Paulus sê dit ook baie pertinent, ons het die gees van Christus. En dan skryf hy vroeër in die brief aan, God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. So as 'n mens oor God se wysheid wil praat, oor God se raadsplan wil praat, as jy oor die uitverkiesing wil praat, ook oor die verwerping wil praat, dan moet jou begin en jou uitpunt wees Jesus Christus as die gekruisigde. Dit is belangrik, Jesus Christus
as die gekruisigde. Want spesifiek as die gekruisigde, daarin kry jy die, kom ons noem dit die hoogste punt van die Godsopenbaring, van die wysheid van God. Hoekom? 4 redes. Die eerste rede is, die kruis openbaar vir ons wie ons is en belangrik ook wat ons is. Na liggaam en na gees is ons sondaars. Ja, as ons nie in ons hele wese sondaars was nie, na liggaam en na gees, dan sou die kruis onnodig gewees het. Dit is eintlik heel logies, want dan sou dit nie nodig gewees het vir Jesus om te sterf aan die kruis nie. Sou Jesus nie hoef vlees te geword het nie. Sou hy nie deur die hel hoef te gegaan het nie. Maar onthou dit, juis deur ons sonde hang hy aan die kruis en daarom leer die kruis vir ons dat ons sondaars is. Maar tog leer die kruis ons ook wie God is. Leer vir ons van Vaderliefde, van God wat die wêreld so lief het dat hy sy eniggebore seun gee en stuur om oordeel oor ons sondes te dra. Daarom leer die kruis ons ook wie God is. Maar derdens, en dis belangrik hierdie, leer die kruis ons wat sonde is en die gevolg van sonde is. Want die verskrikking van die kruis, die Godverlatenheid van Jesus Christus aan die kruis, wys vir ons die verskrikking van sonde. Wys vir ons wat die gevolg van sonde is. Maar juis daarom vir elkeen wat in Jesus glo, wat in die kruis glo, leer dit ons wat die wonder van ons verlossing is. Want aan die kruis het Jesus ons sondeskuld oorwin en het ons in die woorde van Paulus ook meer as oorwinnaars geword deur hom wat ons krag gee. En die krag wat vir ons gegee word, is die krag van die Gees van Christus. Onthou dit altyd, die Heilige Gees wat ons Here Jesus gedra het deur sy lewe tot aan die kruis, deur die graf, waardeur hy opgewek is uit die dood. Dis dieselfde Gees wat nou in ons werk, wat vir ons die wysheid van God kom openbaar het. Daardie wysheid, sê Paulus, wat vir die wêreld na onsin lyk. En dis juis wat ons moet verstaan, dis onder die werking van die Heilige Gees wat 'n mens se verstand verlig word, wat jou hart geopen word, wat jy by 'n punt in jou lewe kom waar jy verstaan wat Jesus vir jou gedoen het, waar jy verstaan dat God ook vir jou uitgekies het. En dis juis wanneer jy by daai punt kom waar jy begin om ook jou kennis van al die ander goed, ook jou wetenskaplike kennis, reg te gebruik. In plaas daarvan dat jy God daardeur wil raad gee en advies gee oor hoe hy met mense moet werk, kom jy by die punt wat Paulus sê, waar jy in die Here roem, waar jy in jou hele wese na liggaam en na gees God wil verheerlik. Aan hom die eer gee vir wie en vir wat hy is. Dan kom jy by die punt waar die geheimenis van God se gedagtes soos geopenbaar is in die uitverkiesing en die verwerping in die kruis van Christus nie meer vir jou 'n steen des aanstoot is nie, maar 'n rede om God te verheerlik. Soveel so dat jy saam met Paulus dit kan uitjubel, saam kan uitsing, Romeine 11, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns dat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Here.
Ons dankgebed vanaand, die Onse Vader gebed, skrifberuiming 10:2. Ons staan vir die sing daarvan. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en dan sing ons saam skrifberuiming 17:1. Gaan gou een aan Herman asseblief. Skrifberuiming 17:1. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 4. Wees nie besorg nie oor jou lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet, waar vind ons laaf is? Wie skaf die kleed wat ons moet bedek? Is lewe en liggaam dan nie meer nie as alles wat net kommer wek. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Oh
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.